Geagte vriende, baie welkom by die Kerk in Afrikaans. Dit is eintlik bekend as die Irish Reformed Church hier in Ierland. Ons is baie dankbaar dat u saam met ons kuier. Ons is baie lekker om u saam met ons te hê. Ons gaan 'n bietjie praat oor die boek Maleagi. Maleagi is 'n man wat nie skroom om die waarheid te praat nie. En hy skroom ook nie om dinge by die naam te noem wat nie reg is nie. So baie lekker persoon om oor te gesels, baie lekker boek om oor te gesels. Maar voor ons dit doen, kom ons buig net ons hoofde. Here, baie dankie vir u woord wat so suiwer na ons toe kom. En dankie vir die boek van Maleagi wat ons bietjie kan bestudeer en dankie vir dit wat ons daaruit kan leer. Amen. So vriende, die boek Maleagi is geskryf 450 jaar voor Jesus se geboorte. Dit is basies net nadat Kores toestemming gegee het dat hulle die tempel kan herbou, dat hulle terug kan gaan Jerusalem toe, maar dinge gaan nie goed vir die Israeliete nie soos wat hulle gehoop het. Dit moet gebeur nie, en nou kla en kerm hulle iets verskriklik. Hulle het 'n klomp klagtes, hulle het 'n klomp probleme met die kerk, met die Here, en dit klink amper soos of hulle in 2025 kon leef met al hulle klagtes en hulle goeters oor die kerk en oor die Here. Die eerste ding wat hulle sommer daar sê, hulle het drie klagtes dan nou. Die Here het 4 antwoorde met 'n samevatting, so die Here is 5 keer besig met hulle 3 klagtes wat hulle na hom toe bring. Die eerste klagte sê die Here is nie vir ons lief nie. Die eerste klagte wat hulle sê, kyk hoe gaan dit met ons? Dis 'n gesukkel, ons sukkel, ons het die wind van voor. Die Here is nie vir ons lief nie, want die Here wat vir ons lief is, sou nie vir ons hierdie harde tye gegee het en hierdie moeilike tye gegee het nie. So dis hulle eerste klag, hulle eerste gekerm. En die Here het eintlik 3 antwoorde vir hulle op hierdie eerste een. In die eerste plek sê hy, dis nie waar dat ek nie vir julle lief is nie. Ek is vir julle lief. Ons gaan later bietjie verder ingaan in die verskillende klagtes en die Here se antwoorde. So hy sê vir hulle, dit is nie waar nie, dit is glad nie waar nie. En dan gee hy eintlik maar 2 antwoorde op hierdie heel eerste klagte en die heel eerste gekerm van hulle. Die Here sê, ja, dit is nou maar goed, dat julle nou sê, ek is nie vir julle lief nie, maar kom ek vertel vir julle iets van julle self. Julle kerke, dit gaan nie goed met julle kerke, sê die Here nie. Julle kerke is lui, julle dominees is lui, en hulle verkoop 'n goedkoop godsdiens. Hulle is oppervlakkig in hulle denke, dit is sommer net 'n losgetrommel die kerke, want julle bring lam en ou diere en blinde diere vir die Here. Dis goedkoop godsdiens, vriende, dis populistiese godsdiens. Dis wat die Here sê. Julle sê nou wel, ek is nie vir julle lief nie, maar kom ek wys julle 'n paar goeters. Julle kerke is vlak. Julle kerke is populisties. Julle het geen teologiese diepte nie. Julle dominee bring vir julle goedkoop en 'n gemaklike godsdiens. Dis julle eerste probleem, sê die Here vir hulle. En dan sê die Here, maar julle het 'n tweede probleem. Julle gesinne val uitmekaar uit, julle skei, julle los julle vrouens, en julle het buitelandse vrouens wat julle mee trou, vrouens wat niks van die Here weet nie, wat nie die Here ken nie, en hierdie vrouens gaan julle weglei van die Here af. So julle kan maar sê wat julle wil, julle kan maar kla as julle wil, die Here het ons nie lief nie, maar vir elke vinger wat julle na die Here wys, wys daar 3 terug na julle self. Die tweede ding wat hulle sê, die Here hou eintlik maar van slegte mense, nê. Hulle is bitter, daai bitter manier waarop mense partykeer praat. Die Here hou van die slegtes, want hy help die slegtes en hy gee om vir die slegtes. En dan het die Here 2 antwoorde daaroor ook op hierdie volgende klagte. Hy sê vir hulle, ja, julle praat nou van slegte mense, en julle dink ek is eerder lief vir die slegte mense. Maar is julle enigstens beter as die slegte mense? Kyk na julle eie lewe, kyk hoe julle optree, kyk hoe julle mekaar verslind, kyk hoe julle mekaar sleg behandel. Byt julle nie ook maar ander mense uit, en julle werkers miskien nie, as julle ook nie maar ongevoelig teenoor mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. Wat van julle? Is julle nie slegter as die wat julle sogenaamd
as sleg uitkry nie. So, kyk maar weer bietjie na julleself. Is julle dalk dan nou sonder sonde? Of verstaan ek dit nou verkeerd, sê die Here. Dis sy antwoord vir hulle, kyk na julleself. En dan sê hy 'n tweede een, hy sê, en dan besteel julle my. So, julle bring nie julle kant, in terme van julle tiendes, in terme van julle toewyding, aan die kerk en aan my nie. Julle is nie toegewyd nie, julle is nie ten volle toegewyd nie. Julle is nie pens en bootjies aan my toegewyd nie. Julle is baie, baie lou en koud as dit kom by bydraes. En op watter manier ook al, sê die Here praat hier spesifiek van tiendes, van die deeltjie wat hulle vir die kerk moet gee om die erediens in stand te hou. Hy sê nou wat van julle, is julle regtig toegewyd, want tiendes is ook nie alles nie, vriende. Ons moet ook persoonlik toegewyd wees aan mekaar, liefde aan mekaar bewys, gasvryheid aan mekaar bewys. Gaan nie net oor geld nie, die Here sê julle doen dit nie. Julle bring niks van julle kant af nie. Dan kom hulle by hulle derde klagte, vriende. Dis eintlik nou die toppunt van hulle klagte en dis eintlik skokkend wat hulle sê. Hulle sê, die Israeliete, hierdie klomp mense wat so kla en kerm, sê dis nutteloos om die Here te dien. Nutteloos om kerk toe te gaan. Dit klink so bekend vandag. Baie mense sien dit nutteloos om kerk toe te gaan, want hulle gaan nie meer nie. Nee, hulle kom nie meer in die kerk nie. Hulle sê nutteloos om kerk toe te gaan. Nutteloos om die Here te dien. En die Hebreërs het 'n baie, baie mooi klankwoord gehad. As jy nou die woord luister wat hulle gebruik het, dit is so, jy kan sommer die kla in hulle stem hoor. Die Hebreëus is shaf avot. Shaf avot. So, elke keer as die mense hoor van die kerk, dan sê hulle, dis nutteloos om die Here te dien, shaf avot. Moenie kerk toe gaan nie, shaf avot. Moenie offers bring nie, shaf avot. Moenie die Bybel of die Torah lees nie, shaf avot. Nutteloos, sê hulle. Dis hulle derde klagte. Klagte wat eintlik maar die ergste is, nie waar nie. En dan kom die Here se finale antwoord. Vers 16 is so 'n bietjie van 'n deurmekaar versie, ons gaan dit verder bespreek as ons daar uitkom. Maar dan kom die res. Die Here sê, daar kom 'n dag en hy brand soos vuur, en dan sal ek die skape van die bokke skei, en dan sal ek wys wie is my Here. Dis nou die mense wat aan God behoort, die toegewydes, die gelowiges, die ware gelowiges. Hy sê, op 'n dag, daai dag kom en hy brand soos 'n vuur, gaan ek wys wie aan my behoort. Vriende, die boodskap van Maleagi, en ons gaan dieper daarby ingaan, is doodgewoon, moenie speel met die Here nie. Moenie speel met die kerk en met jou godsdiens nie. Dis 'n saak van erns, dis 'n saak van toewyding. Moenie kla en kerm nie oor die Here nie. Moenie kla en kerm nie. Moenie vreeslike goed van die Here sê nie. Oppas wat jy sê van die Here. Dis baie gevaarlik. Die dag kom, sê die Here, dat ek gaan verskyn, dat ek gaan die waarheid oopvlek, ook van julleself, en dis 'n verskriklike dag wat voor lê. Ten volle toewyding aan die Here, dis wat Maleagi vra, en dit is die probleme wat hy raak sien in die kerk. Sterkte daarmee met julle toewyding aan die Here. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord, Here. Help ons om toegewyd te wees en nie te speel en nie te kla en te kerm elke dag oor U nie, Here. Aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.